Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is hier by mekaar in die kerk, want dit is vir ons belangrik om te kom beleef dat U rarig is. Daarom bid ons, Here, dat U enigiets uit die pad uit sal wegvat, wat ons sal keer om te beleef dat U hier is. Kom na ons toe, Here, en laat ons voel en laat ons weet, dat ons selfs ruik, dat U rarig is, dat U by ons is, dat U met ons praat. Heilige Gees, kom maak die woord oop, sodat ons sal verstaan, sodat ons sal hoor, en sal lewe soos U geleef het. Praat met ons, Here. U kinders luister. Amen. Ek wil vra dat jy saam met my sal blaai na Johannes 12 toe. Johannes 12. Ons gaan daar net 'n paar verse lees, van vers 1 tot vers 8. Johannes 12, die opskrif daar, Jesus word in Betanië met nardesolie gesalf. Vers 1, 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en het op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van reukolie. Judas Iskariot, een van die disippels, die een wat hom sou verraai het, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Hy het dit nie gesê omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en van die bydrae gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar, sy moet dit hou vir die dag, om my te salf vir my begrafnis. Armes sal julle nog altyd by julle hê, maar vir my het julle nie vir altyd nie." Lees tot daartoe. Baie interessante gedeelte hierdie oor die salwing van Jesus. Jesus word die Messias of die Christus genoem, wat in Hebreëus en in Grieks beteken om gesalf te wees. Nou, om gesalf te wees, ja, is dat iemand 'n geurende olie oor jou gooi. Dis wat dit beteken om gesalf te wees. Maar Jesus is die gesalfde. Wanneer iemand gesalf is hy gewoonlik ingeseën of aangestel vir 'n redelike senior posisie. En daar's verskillende maniere waarop dit gedoen is. Gewoonlik is daar 'n kruik gevat of 'n horing met olie en dit is oor die persoon se kop gegooi. En dan het daardie olie versprei in sy hare en dan langer op sy lyf gebly, want dit sit redelik vas in die hare. En oral waar daardie persoon gekom het, is daar dan 'n aangename geur versprei. En almal het dan geweet dat hierdie persoon is aangestel vir 'n baie belangrike posisie. Maar wat ons hier kry, wat ook gebeur het, maar by wyse van uitsondering, is dat mense se voete gesalf is. Nou, omdat die mense met sandale in die stof geloop het, was hulle voete redelik vuil gewees. En as jy by iemand se huis inkom wat belangrik is, het daar 'n knegg gesit, en soos jy inkom het hy jou sandale uitgetrek en jou voete gewas. As jy gelukkig is, het hy olie aan jou voete gesmeer, om 'n bietjie te keer dat daar vars stof op jou voete kom, en dat jou voete vir 'n tydjie aangenaam ruik.
Nou die salfolie wat Maria hier gebruik het, was genoeg geld om 'n arbeider vir 'n jaar lank te betaal. So dit was baie duur gewees. Dit was duur gewees, so duur dat Judas, wat in beheer van die finansies was, gou-gou 'n sommetjie gemaak het en gekyk het wat dit kos. En gesê het, maar hierdie geld kon beter gebruik geword. Maar nou sien ons vir Jesus self. Jesus het geweet wat hierdie goed kos. Hy het geweet wat Maria wou doen. Hoekom het hy nie vir Maria gekeer nie? Dis 'n mors van geld. Maar Jesus laat haar toe. Nou daar lê 'n klomp goed ingesluit daarop dat Jesus toelaat dat hy bederf word. Want dis wat gebeur. Jesus word bederf. Maar Jesus het ook geweet dat hy die Christus is en dat hy gesalf moet word. Dat hy 'n senior posisie het, nie net op aarde nie, maar ook in die hemel. En dat hy op grond daarvan gesalf word, dat hy aangestel word. Hier interessant, nie deur 'n kerklike persoon nie deur 'n senior amptenaar nie deur 'n regeringsamptenaar nie, maar deur 'n eenvoudige vrou wat hom salf. En Jesus aanvaar dit. En daarom aanvaar hy ook dat hy die Christus is, dat hy die een is wat al die gemors wat ons ervaar, wat alles wat verkeerd is wat ons beleef, alles wat ons verkeerd gedoen het, voorkom pa staan, dat hy die straf daarvoor kry. Hy kom aanvaar die rol wat hy moet speel, om tussen ons en die Vader te staan, om te sê, dis nou my skuld, dis nie meer een van hierdie mense se skuld nie, ek omvat hierdie skuld nou vir my, dis nie meer hulle skuld nie, en Jesus, wanneer hy Maria toelaat om hom te salf, dan sê Jesus, ek aanvaar hierdie verantwoordelikheid, en almal ruik dit, almal is bewus daarvan, maar anderster, as dat hulle sê, maar hy is hierdie belangrike persoon, hy gaan in hierdie senior posisie ingaan, begin hulle besef, maar daar is iets met Jesus aan die gang, daar is iets met hom aan die gang. Nou wanneer iemand gesalf is of aangestel is, dan verwag 'n mens, daar moet nou iets gebeur. Dan verwag 'n mens dat daar iets nuuts sal gebeur, 'n nuwe staatsleier, 'n nuwe dominee, dan gaan ons nuwe goed gebeur. By Jesus, ja. Maar die nuwe ding wat gebeur is in die eerste plek, dat hy opgetel word na 'n kruis toe, en dat hy daar vermoor word, teen die kruis. Dat Jesus daar hang, en dat die geur wat versprei word daarna, kom na die opstanding van Jesus, kom na die uitstorting van die Heilige Gees, en dan verander alles radikaal. Dan verander alles soos dit is. Hierdie gebeure, die salwing van Jesus, wys vir ons na die kruis van Jesus toe. Hy gaan gekruisig word, hy gaan sterf, hy gaan uit die dood uit opstaan, en die Heilige Gees gaan op elkeen van ons kom. Nou wat beteken dit vir ons? Wanneer jy vir iemand anders ter parfuum koop, dan is dit 'n persoon wat naby jou is, iemand wat vir jou spesiaal is. En jy gaan kies daardie parfuum, natuurlik as jy naby die persoon is en intiem naby die persoon is, dan kies jy parfuum wat jy kan verdra. Partykeer het ek al daai fout gemaak om vir my vrou goed te koop, waarvoor ek allergies is. En dan werk dit nie. Dan kan ek nie naby haar kom nie, of sy kan dit nie aanspuit nie. So voor 'n mens dit doen, gaan besluit jy wat gaan werk. En dan raak dit daardie persoon se identiteit. As jy naby daai persoon kom wat dit aangespuit het,
dan tel jy daardie reuk op en jy identifiseer die persoon met daardie reuk. Jy kan in 'n vertrek wees en jy ruik iemand inkom, want jy ken hulle parfuum, jy weet hoe ruik dit. As jy op die bed gaan lê, daar waar jou vrou gelê het, en jy ruik, dan ruik jy haar aan daardie parfuum wat sy die reuk van afgee. As jy iemand omhels wat parfuum aan het, dan kom daar van daardie reuk op jou af. Dit word versprei. En ek beloof jou, julle sal weet, maar 'n vrou gebruik nie parfuum waarvan sy nie hou nie. Sy identifiseer haarself nie met iets wat nie vir haar aangenaam is, waarvan sy nie hou nie. Sy hou dit nie. Maar nou kry ons die mens se beste vriend, hierdie honde wat ons aanhou. Nou as dit soos my honde is, loop hulle rond. Al probeer jy hulle keer soos wat jy wil. Maar 'n hond het 'n vieslike gewoonte. Hy sal gaan en as hy ruik daar's iets vrot, dan gaan hy daarin rol. En hy dra daai reuk met hom saam waar hy gaan. Want dit kom van dit wat vrot is. Nou kom vertel ek vir julle hierdie goed. Want ek en jy deel in die salwing van die Here. Ons deel in die geur wat Jesus versprei. En ek kry dit wanneer ek met hom te doen het, wanneer ek intiem naby hom kom. Wanneer ek intiem tyd met hom spandeer. Wanneer ek tyd in die Bybel spandeer. Wanneer ek tyd in gebed spandeer. Wanneer ek tyd saam met ander spandeer wat oor die Here praat. Wanneer ek tyd spandeer daar waar ek kan lees en luister oor die Here, dan vryf iets van die geur van Christus op my af. En mense neem dit waar. Hulle tel dit op, want dit raak deel van my karakter. Dit raak deel van wie dit is, wie ek is. Nou het ek 'n keuse. Ek kan soos 'n vrou wees. Mans draak mos die goed deesdae. Maar ek kan soos 'n vrou wees wat hierdie parfuum aangespuit het. En oral waar ek kom, ruik mense dit. Hoe nader hulle aan my kom, hoe duideliker ruik hulle dit. Nou is die vraag, wanneer mense naby aan my kom, wat tel hulle op? Tel hulle dieselfde op as wat jy by 'n hond optel wat nou net in iets vrot gaan rol het? Of tel hulle iets van Jesus by my op? Waar spandeer ek tyd? Waarmee is ek besig? Hoe kyk ek na die werklikheid? Jy kan nie altyd help vir die plek waar jy moet instap nie. Jy kan nie altyd help vir die mense wat om jou is nie. Maar wie jy daar is, maak 'n verskil. Jesus is gesalf oor die doel wat hy gehad het, om te sterf in ons plek, om op te staan uit die dood, en om te lewe, om die Heilige Gees vir ons te gee, sodat ons iets van sy geur versprei. Wat is die geur wat ek versprei? Die Bybel sê vir ons in 2 Korintiërs dat ons die geur versprei van die lewe tot die lewe en van die dood tot die dood. Ek en jy dra aan ons 'n reuk wat ander mense kry. En dit gee vir hulle lewe of dit maak hulle dood. Dit gee vir hulle lewe as hulle oop is vir die Here. As hulle oop is om te luister, dan gee dit vir hulle lewe, die lewe wat van Jesus afkom. As hulle nie oop is vir die Here nie, dan is dit iets van die oordeel van die Here wat oor hulle kom. En daarom is dit so dat ons baie keer op 'n vreemde manier met mense bots.
dat jy nie kan deurdring na hulle toe nie. Dat jy nie werklik intieme kontak met hulle kan maak nie, want daar is iets in jou wat hulle nie kan verdra nie. Dis die geur van Christus. Ons is gesalf met die salwing van die Heilige Gees. En ek dra die geur van Christus met my saam. Met enige parfum. Na dag of wat, dan verloor jy daardie reuk. Na dag of wat, dan is dit nie meer so sterk nie. En daarom moet ek tyd met die Here spandeer, dat die Gees van die Here op my afvryf. Dat dit op my afvryf. Want as ek dit los, dan sal met my gebeur soos met 'n hond. Oral waar dit kom, vryf die werklikheid op my af. En ek kan nie altyd help nie. Maar daai reuk kom aan my. En daarom is dit nodig om vir die Here te sê, Here, maak my skoon. Maak my skoon van die goed wat op my afkom. Partykeer raak ek net bloot negatief. Partykeer raak ek kwaad. Partykeer raak ek gefrustreerd. Partykeer raak ek neerslagtig. Want die werklikheid gebeur met my. Die lewe gebeur met my. En slegte goed gebeur met goeie mense. En iets van daardie geur, iets van daardie reuk versprei op my. En mense kom dit agter. En dan versprei ek daardie geur op ander. As daar iets slegs gebeur het, ek het iets slegs gelees of geluister of beleef, dan word dit deel van my. En ek versprei dit na ander toe. En naderhand stink ons van gebrokenheid. Naderhand stink ons van seer en negativiteit. En dit vryf op mekaar af. Maar wanneer ek tyd met die Here spandeer, en ek maak dit die belangrikste in my lewe, dan kom die geur van Christus in my. En al is die werklikheid negatief, en al het daar negatiewe goed gebeur, dan is ek nog besig om iets van die geur van Christus te versprei. Dan kan ek nog iets van die wonder van God op ander mense afvryf. Dan sal hulle sê, ten spyte van dit wat gebeur het, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van hoe ek voel, nogtans sal ek bly wees in die Here. Nogtans sal ek bid, nogtans sal ek glo, nogtans sal ek vertrou. Nogtans glo ek in die Here en weet ek dat God my sal help. Ek is nie alleen nie. Hierdie geur is 'n werklikheid. En dit versprei. En die Here gee dit vir my en jou om verder te vat. So in die oggend, as jy aanspuit of aansmeer of aanrol, dink 'n bietjie. Wat is die geur wat ek versprei? En as jy in die son gewerk het en is warm en jy sweet, vra vir jouself, wat is die geur, die reuk wat ek versprei? En as jy in die son gewerk het en jy is warm en jy sweet, dan sê jy dit ruik. Maar wat is die geestelike reuk wat ek versprei? Wat is die geestelike effek wat ek het? Wat is die effek wat ek op die mense om my het? Wat beleef hulle van my? Ek noem myself 'n Christen, dis hoekom ek vanmôre hier is. Maar versprei ek iets van Christus waar ek kom? Of laat ek toe dat die vrot reuk soos van 'n hond se vel af, saam met my in die werklikheid ingaan? Ek het nie nodig nie. Die Bybel praat van die waterbad van die woord. Dat ons moet onder die woord ingaan. Ons moet die Bybel lees, ons moet daaroor dink, ons moet daarna luister.
Ons moet dit leer, ons moet dit bid, sodat ons dit ons gereeld kan skoonmaak en tyd met die Here spandeer, sodat sy Gees ons opnuut weer volmaak. Dat oral waar ek kom, ek die geur van Christus versprei. Dit wys, mens kan dit agterkom. As iemand wegstap, dan sal iemand 'n opmerking maak. Het jy geraai, daai ene het nou weer by die parfuumbottel verbygeloop. Maar wat is die opmerking wat hulle maak? Is dit 'n hond wat in die vrot gaan rol het, of is dit 'n kind van die Here wat die geur van Christus versprei? Keuse is myne en joune van wat ek doen en wat ek versprei. Kom ons versprei die geur van Christus oral waar ons gaan. Kom onder die salwing van die Here en laat hom toe om ons te salf met die Heilige Gees. Amen.